Christus, elke kind van God gaan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloostes, die wat hom in gees en waarheid dien. Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dit gaan sommer goed met u, dat die woord van die Here vir u altyd van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ek begin met 'n reeks oor die sogenaamde skrifgedeeltes wat deur pre-trib leraars gebruik word om 'n pre-trib rapture te kan promoveer. Nou in vandag se deel 1 gaan ons kyk na die skrifgedeelte in Titus 2 vers 13. Hulle maak hier bewering dat hierdie skrifgedeelte spreek van 'n pre-trib rapture omdat dit die salige hoop van die gelowige is. Want onthou, hulle glo die laaste week van Daniël of die 7 jaar periode is 'n tyd van God se wraakoordele, verdrukking, moeilikhede wat oor die wêreld gaan kom en daarom kan die kerk nie hier wees nie en daarom sê hulle die salige hoop is juis dat hulle dit gaan ontvlug. Nou ek gaan vandag vir julle 'n paar videoklips speel, ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif, so kom ons spring dadelik weg. Nou hier skrifgedeelte is vir my ook baie belangrik, 2 Timoteus 2 vers 15. Hy sê, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. En dis waar die probleem begin. Baie mense lees die Bybel, hulle sny nie die woord van waarheid reg nie, en daaruit ontstaan dwalinge en misleiding. En Titus 2 vers 13 is geen uitsondering nie. Ons gaan vandag daarna kyk. So, wat sê die pre-trib leraars? Kom ons gaan kyk wat hulle sê in die eerste plek. Ek het hierdie gedeelte uit 'n dokument van hulle gaan haal, waarin dit baie duidelik daar gestipuleer het. Kom ons gaan kyk daarna. Nou, hulle glo the blessed hope is only for pre-trib believers. Nou kom ons gaan kyk wat sê hulle. The one thing that pre-trib, mid-trib, pre-rap and post-trib rapture folks all have in common. They all believe that the Lord Jesus is coming back soon. However, the blessed hope is only for those who believe in the pre-tribulation rapture. Nou dit is niks anders as verwaandheid nie, want dis nie skriftuurlik nie, dis onbybels wat hulle hier sê. Hulle sê die other views unfortunately are all waiting for the Antichrist and not the Lord Jesus Christ. Maar dis tog wat Paulus in 2 Tessalonisense 2 geleer het, dat voordat hy gaan terugkom en sy kerk gather, sal daar die afval kom en die antichrist geopenbaar word en so meer. Dis tog baie duidelik wat Paulus hier uitstipuleer. Nou sê hulle verder, they have lost their blessed hope. So vir hulle is die blessed hope om hierdie verdrukking te ontsnap, weg te kom uit hierdie tyd van vervolging en die antichrist en so meer wat nie gaan gebeur nie. The other views are robbers to the Christian as they seek to steal from the believer the imminent, soon, unknown time hope of the rapture. Nou, kom ons gaan kyk wat sê Ellen Kushner oor hierdie skrifgedeelte. Pre-tribulationists teach that the blessed hope is missing the Antichrist. Or in other words, they believe that the blessed hope is about escaping the Antichrist Great Tribulation. Of course, they have the fundamental problem of conflating the Antichrist Great Tribulation with the event of the day of the Lord's wrath. These are two separate events. Paul in the book of Revelation and Jesus in Matthew 24 make it crystal clear that these are two distinct events. The Antichrist Great Tribulation, that is what the church is going to experience. And then the church will be raptured before the day of the Lord's wrath. And so they'll say that the blessed hope is, it's about escaping. Or in other words, they would say that if the church encountered the Antichrist, well, then, there's no blessed hope. That would diminish the blessed hope. In fact, often I hear a slogan that goes something like this: I am looking for the true Christ, not the Antichrist. And that sounds cutesy, but it's not biblical reality. And in Titus 2:13, this is where we get this expression, the blessed hope. It says, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. Now, when I read this verse and the surrounding text around it, and you can read the entire
book of Titus as well, nowhere does it even hint that the blessed hope is about escaping persecution, let alone the Antichrist Great Tribulation. In fact, here's the irony. It actually identifies what the blessed hope is. It says it right here. It's the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus. That's the blessed hope. Nou ja, daar kan niks meer bygevoeg word wat hy gesê het nie, baie duidelik, dat die pre-trib leraars, soos wat J.D. Verraak in die foto, baie duidelik, dat die pre-trib rapture is die blessed hope, want ons gaan hierdie dinge ontvlug, ons gaan nie daar wees nie, maar dit is onreël, dit is nie realiteit nie, dit is nie waarheid nie, die skrif leer iets anderster, maar nou ja, dit is 'n gesprek vir 'n ander geleentheid, maar hierdie is die blessed hope van die pre-trib rapture. Nou kom ons gaan kyk, wat sê J.D. Verraak, nadat hom ondervra het, wat dink hy van die blessed hope en so meer. Nou sê die persoon vir hom in die begin, dis baie duidelik dat die pre-trib rapture is nie dalk nie, dis verseker die blessed hope. Kom ons gaan luister wat hulle sê. First thing I was going to talk with you about, JD, is just the pre-tribulation rapture is, it's not just an I hope so, like I hope it's a pre-trib rapture, I hope it's going to happen. It is our blessed hope and a firm biblical truth. When you say, this is my blessed expectation, I'm expecting it, that changes the whole complexion of it. And glorious appearing. Wait. Appearing? Not coming. Right. Appearing in the air. It's not his glorious coming. Right. This is a glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Wow. Mic drop. Okay, so wait, let's make sure we're understanding this from the original language. This is our blessed expectation, our blessed assurance, promise. Nou ja, vir hom is die pre-tribulation rapture absoluut die blessed hope. The assurance of the pre-tribulation rapture. En dan word daar gesê, dis nie dalk nie, dit is verseker dit. En in die tweede videoclip sê J.D. Verraak dat dit is nie die coming nie, maar wel die appearance. Nou wat is die appearance in the coming of our Lord Jesus Christ? Dit is die wederkoms van Christus. Ons gaan dit later in hierdie video pragtig verduidelik, wat die skrifte leer oor die verskyning en die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Maar kom ons gaan kyk of J.D. Verraak regtig so seker is van homself, as 'n mens hoor die benoudheid in sy stem, dat hy van sy verstand sal afgaan, as dit nie gaan gebeur nie. Kom ons kyk. This is what I mean, by the way. If I didn't have the blessed assurance that trumpet's going to sound and my Savior's going to come and take us out of here, I would go out of my mind. That's why I say that. Okay, I feel better. Let's move on to the next thing here. Nou ja, dit klink nie baie seker is van sy saak nie. Nou die salige hoop van die gelowige lê nie in die hoop van 'n pre-trib rapture nie. Dit moet elke gelowige weet, maar in die persoon van Jesus Christus homself, ons God en Verlosser Jesus Christus. Hy gaan weer terugkom en hy gaan kom soos hy beloof het. Hy gaan kom na die groot verdrukking, by die wederkoms, dan sal elke gelowige hom sien soos hy is. Hy gaan verskyn in krag, groot krag en heerlikheid. Maar dis nie wat hierdie mense glo nie. Hulle plaas iets in die skrif wat nie daar is nie. Kom ons gaan kyk wat sê Dani Botha daaroor. Kan dit dalk wees dat daar net 'n ou bommetjie val op een van daai reaktors? En dan het ons 'n wêreldwye krisis. Maar ek het goeie nuus vir u. Die Here het gesê, wanneer julle hierdie goed hoor, oorlog, gerugte van oorlog, pestsiektes, hongersnood,
met hierdie olie wat nou so duur geword het en die petrol wat so duur geword het, die hongersnood is voor ons, dis hier. Dit moenie nog kom nie, dis hier. Dis oor die hele wêreld. En dis wat Jesus gesê het. Maar hy het gesê, moenie verskrik word nie. Hoekom nie? We are waiting for the blessed hope of his glorious appearance, Titus 2 vers 13. Ons wag vir die glansryke verskyning van die Here Jesus uit die hemel. Nou ja, dit is nie waar nie. Jesus het nie gesê dat hy gaan kom in 'n pre-trib rapture en dat dit die blessed hope gaan wees nie. Nou, wanneer vind dit plaas? Jy moet onthou, Dani Botha praat nou hier van die begin van smarte. In konteks praat Jesus van die eerste 3,5 jaar, wat duur tot in die middel van die 7 jaar. Dit is waar hierdie pestsiektes en hongersnode en oorlog en gerugte van oorlog gaan plaasvind. Maar vir die pre-trib leraars is hierdie goed wat voor die 7 jaar gebeur. Dis nie in konteks nie. Jesus praat hier van die eerste 3,5 jaar, die begin van smarte, die geboortepyne en so meer. Maar wanneer vind hierdie plaas? Dis baie duidelik, hierdie glansryke verskyning vind plaas by die wederkoms van Jesus, waar die wegvoering van die kerk gaan plaasvind, volgens daai skrifgedeeltes, u kan dit gaan lees. Dit is wanneer die harpatsou gaan plaasvind, wanneer die Here gaan terugkom, ewe skielik, na die groot verdrukking, by sy wederkoms, dan sal hy sy kinders versamel, hy sal sy kerk wegvoer, en dan sal ons voor die wraak weggeneem word. Dit is ons salige hoop. Maar kom ons gaan kyk wat sê Raymond Lombard en Marco juis oor hierdie skrifgedeelte. Ek vra dit, want sekere Christene dink dat ons toekoms is dat ons moet gaan deur die verdrukking. Ja, deur die groot verdrukking gaan. Ja. Terwyl ons weet, ons het 'n salige hoop, ons het hierdie geseënde hoop, dat ons die groot verdrukking juis gaan ontglip. Presies. Ons gaan nie daardeur nie. So dit is hoekom dit 'n salige hoop is. Daai verwagting van die wegraping. Precies. Ek en jy weet, dat toe Paulus het vir Titus geskryf het in sy agterkop, was dit hy, want hy sê mos, hoe ons het weet ook, Marcus, hy sê mos, en te verwag die heerlikheid van die groote God en ons verlosser. Nou ja, soos Raymond Lombard ook mislei oor hierdie skrifgedeelte, hier word gesê dat sekere Christene glo, dis nou ons wat glo, ons gaan nie weggeraap word voor die groot verdrukking nie, dat ons deur die verdrukking moet gaan. En dan sê Raymond Lombard baie duidelik, die salige hoop is juis die pre-tribulation rapture, dis die wegraping, dat ons hierdie goed gaan ontglip, ons gaan die groot verdrukking ontglip. Dit gaan nie gebeur nie, Raymond, die woord van God is duidelik, daar kom eers vervolging, daar kom 'n afvalligheid, daar kom 'n antichrist, dan sal die Here verskyn, en dan sal die gathering plaasvind, volgens 2 Tessalonisense 2. Maar kom ons gaan kyk wat sê Hannes van As, juis oor hierdie skrifgedeelte, die salige hoop, die blessed hope. Kom ons gaan kyk. Dis hoe die meerderheid van die kerk vashou. Die westerse kerk was bederf gewees en het hulle hele fokus verloor. We gaan praat met Christene wat elke dag met hulle lewe betaal vir die Here. Sy kinders en familie voor hulle doodgemaak word. Alwaar hulle vashou is, Jesus het gesê, hy kom ons haal. En ek hou vas. Dis 'n bemoedigende hoop. Punt nommer 3. Punt nommer 3, dit is 'n salige hoop. 'n Salige hoop. Titus 2 vers 13. Titus 2 vers 13 sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus. Dis 'n salige hoop. Dit is 'n hoop. Hoe sê die Afrikaanse nuwe vertaling praat van gelukkig. Dit is 'n hoekom is dit 'n salige hoop? Hoekom is dit so 'n blye hoop, so 'n blye boodskap? Wel, wil ek net vinnig terugneem na 1 Tessalonisense 5. Ons het nou het ons vir 4 gelees, maar vers 9 van hoofstuk 5 sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Dis 'n salige hoop, my broeder en suster, weet jy, want ek en u is nie bestem om die oordeel van God te ontvang nie. Sy oordeel kom oor hierdie wêreld,
Maar ons het 'n salige hoop. Ek en u as sy kinders is nie bestem tot God se toorn nie. As hy sy toorn oor hierdie wêreld gaan uitgiet in die groot verdrukking, gaan ek en u nie meer hier wees nie. Nou ja, wat is die salige hoop van die kerk? Nou, hy begin reg deur te sê, baie mense lyf hulle geloof en hulle verwag die koms van Christus. En dit moet ook ons 'n siening wees. Ons moet daardie hoop hê. Terwyl ons vervolg gaan word, terwyl ons ly vir Christus, moet ons wag vir sy koms. Maar dit is nie waar dit stop nie. Vir die preterbleraars is die wegraping, dit is die wegraping hierdie, die salige hoop, wat voor die 7 jaar groot verdrukking gaan plaasvind. En die skrifgedeelte Titus 2 vers 13 verwys geensins na 'n pre-trib rapture nie. Dis baie duidelik. En dan sê hy natuurlik dat, dan verwys hy na 1 Tessalonisense 5:9. Ons is nie bestem tot toorn nie, maar tot saligheid. In die konteks spreek dit van die wraakoordele van God wat gaan plaasvind na die groot verdrukking. Dis wanneer die wraak van God begin. Dan straf die Here almal, hulle wat die merk van die dier ontvang het, hom verwerp het en so meer. Dit kan nie voor die tyd gebeur nie, maar vir hulle is hierdie gedeelte, soos hy pas gesê het, in die groot verdrukking. Nou die groot verdrukking is 'n tyd van vervolging, dis die regering van die anti-kris, daarna begin die oordeel van God. So dis buite konteks, dit spreek nie van die verdrukking nie. Die salige hoop vind plaas na die groot verdrukking. Nou kom ons gaan kyk na die kaart. Baie belangrike kaart hierdie, dit is die laaste week van Daniël, hierdie is die 7 jaar periode, en baie van hierdie mense mis die konteks van die laaste 7 jaar, dat daar sekere indelings is, en natuurlik praat Jesus van die eerste 3,5 jaar as die begin van smarte, daarna die abomination of desolation, dan begin die groot verdrukking. Dan sal die 6de seël oopmaak, daar die kosmiese tekens wat sal kom, wat baie duidelik is in die skrif, en dan sal die wegvoering van die kerk plaasvind. Dis baie duidelik, dat die woord van God vir ons tog leer, dat na die verdrukking, na die dae van die groot verdrukking, sal daar die kosmiese tekens plaasvind, baie duidelik, en dit gaan nie plaasvind voor die 7 jaar nie, maar wel na die verdrukking. So die salige hoop van die gelowige, is die heerlike verskyning, die glansryke verskyning, van ons Here Jesus Christus, wanneer hy gaan kom op die wolke van die hemel, ons gaan kyk na skrifgedeeltes nou daarna. Maar dis baie duidelik, dit vind nie plaas hier nie, maar wel na die groot verdrukking. So dit is waar die wederkoms plaasvind, en die gathering van die saints, 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3. Nou goed, kom ons gaan kyk na hierdie skrifgedeelte, Titus 2, 11 tot 13, van die reddende genade, ons gaan dit nou kyk in konteks, van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikheid te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en verskyning van die heerlikheid, let op daardie woorde, verskyning en heerlikheid, verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Met ander woorde, my en jou verwagting is, ten spyte wat in hierdie wêreld gebeur, ten spyte van die verdrukking wat kom, ten spyte van 'n anti-kris wat gaan kom, moet my en jou hoop wees op Jesus Christus. Dis waar ons hoop gesetel is, en dit is die konteks van Titus 2, 11 tot 13. Nou, kom ons gaan kyk net, hierdie is baie duidelik, daardie verskyning, dis die appearing, ons gaan kyk na daardie woord appearing nou, in Matteus 24, en natuurlik ook the glorious appearing. Dit is die heerlikheid van sy verskyning. Nou waar lees ons dit? Ons moet gaan kyk daarna. Nou waarna verwys hierdie verskyning in Titus 2 vers 13? Wanneer u natuurlik het lees, dan staan dit so geskrywe, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Nou, as jy na daai 2 skrifgedeeltes gaan kyk, ons gaan nou kyk na die ander een, Matteus 16 vers 27, for the Son of Man shall come in the glory of his Father, with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Nou, as jy dit lees in die Afrikaans, want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid, sien, the glorious appearing
van sy Vader te kom en dan sal elkeen vergeld word volgens sy dade. Nou kom ons gaan kyk na skrifgedeelte in Matteus 24 vers 30. Hier is die glorious appearing wat na die groot verdrukking plaasvind. And then shall appear the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a sound of a trumpet, and they shall gather together his elect. Nou dit vind plaas na die groot verdrukking. Daar kan nie twee glorious appearings wees nie, daar is een, en die Bybel sê duidelik wanneer dit gaan plaasvind. Afrikaans, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Glorious appearing, na die groot verdrukking, en dis baie, baie duidelik. Goed, ek gaan afsluit. Hierdie is die glorious appearing, wanneer hy sal kom na die groot verdrukking, hy sal sy engele uitstuur, en hy sal hulle versamel, die kinders van die Here, die kerk, gaan versamel word, die gemeente, die liggaam van Christus, en Jesus Christus is ons salige hoop, wat ons verwag, wanneer hy terugkom in groot krag en heerlikheid. Titus 2 het niks te doen met 'n pre-trib rapture nie, maar wel met die heerlike verskyning in groot krag en heerlikheid. En dit sê die Bybel duidelik, Matteus 24 vers 30, dis wanneer dit gaan plaasvind. Mag die Here ons oë open, dat ons die skrif in sy konteks reg verstaan, en ophou om goed in te voeg in die skrif, om iets te kry wat ek en jy graag wil hê. Dit gaan nie gebeur nie. Mag die Here ons seën tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels, juis oor hierdie skrifte, wat uit konteks gebruik word, om 'n pre-trib rapture te kan promoveer. Mag die Here ons seën tot 'n volgende keer. Totsiens.